Wat 'n kosbare dag. Goeie Vrydag. Die dag waarop Jesus gekruisig is. Dis amper 'n teenstelling. Dis so 'n hartseer dag, maar terselfdertyd die boodskap wat uit hierdie hartseer dag gegaan het, is dat ons met God versoen kan raak. En ons herdenk hierdie dag, maar julle weet ons as kinders van die Here, moenie net die dag herdenk nie. Ons moet hom herbeleef. Daar's nog 'n verskil tussen herdenk en herbeleef. Herdenk as hy gaan so vinnig verby jou brein. Maar herbeleef beteken jy gaan staan 'n bietjie stil. En dis hoekom ons hier is vanmôre. En dis so kosbaar om te sien kinders van die Here wat vanmôre kon laat lê en na die duiwel se stem geluister het. Jy kan nogal fluister vir oune. Jy het hard gewerk hierdie week. Jy verdien nou 'n russie. Lê bietjie. En maar ek so bly van julle het sy stert getrap en julle is hier vanmôre. En julle het opgestaan en kom luister na die woord van die Here. Maar julle het gekom vanmôre, nie net om te herdenk nie, maar om te herbeleef. Om bietjie amper jouself so 'n tyd terug te vat na daai dag toe. En saam daar op die straat te loop waar jy die kruis dra. Om saam die geskree van die skare te hoor. Om net te herbeleef en te sien hoe sy bloed op die grond val. En dit saam te beleef en dat dankbaarheid, blomme van dankbaarheid, net in jou hart groei. En dat jy net 'n ander mens sal wees, dat jy innerlik getransformeer word. Want Goeie Vrydag is 'n dag wat ons innerlik verander moet word. Dis 'n dag wat ons nader aan ons Here Jesus moet beweeg. Dis 'n dag dat ons letterlik 'n kykie kry binne in God die Vader se hart. Want daar letterlik word vir ons uitgeskree hoe lief hy ons het. Ons kry 'n kykie in God se hart. Voordat ek by die preek gaan kom vandag, kan ons dalk net so rukkie stil staan van wat het gebeur daai dag. Nou die gebeure daai dag was verskriklik vinnig geweest. Julle kry nogal 'n idee as jy die Bybel lees, dit was 'n uitgerekte oomblikke geweest. Maar Goeie Vrydag was eintlik 'n vinnige dag. Dit was 'n dag dat dinge vinnig gebeur het. Dat dinge met spoed en met haas gebeur het. 12:00 die nag is Jesus gevange geneem, daai oggend. Toe die dag 12:00 slaan, en daai eerste sekondes te kan, ongeveer daai tyd, is hy gevange geneem. En hy is deur Judas met 'n soen uitgewys. En al sy disippels het weggehardloop. Daar staan dit, daar het nie een oorgebly nie. Later lees ons dat Johannes het wel saam met Jesus se moeder Maria by die voet van die kruis gestaan. Die ander was weg gewees. En in daai oomblik het Johannes ook weggehardloop. Almal het weggehardloop. En hulle het hom verlaat en hy was alleen gewees. En dan word hy geneem na Annas, die vorige hoofpriester se huis. En daar word hy ondervra en hy word geslaan en Petrus verloon hom 3 maal en ongeveer 4:00 die oggend is hy deur Kajafas die hoofpriester verhoor deur die Sanhedrin en allerlei vals beskuldigings is teen hom ingebring. Nou kan julle dink hoe dringend dit was en onthou die bose wou hierdie Jesus uit die weg uitruim. Die Bybel leer vir ons as die duiwel geweet het wat sou gebeur het, sou hy nooit dat hierdie kruisiging plaasgevind het nie. Maar hy wil net hierdie Messias, hierdie redder uit die pad uitkry, wat hierdie boodskap verkondig. En hierdie vals beskuldigings word in Jesus ingebring. En hulle sê nie, hy verdien die dood. En vroeg die oggend 6:00 is hy geboei, na Pilatus die gouverneur gevat, en Pilatus het hom vinnig na Herodes, die koning van daardie omgewing gestuur. Hulle was eintlik vyande geweest, want daardie tyd het hulle vriende geword. Dis snaaks hoe mense wat baie keer niks van mekaar hou nie, deur 'n selfe vyand te hê, vriende word. Is dit nie so nie? Dis nou presies wat hier gebeur. Pilatus en Herodes word op 'n manier vriende, alhoewel hulle nie vooraf nie baie van mekaar gehou het nie. En Herodes het Jesus allerhande vrae gevra. Maar die Bybel sê Jesus het Herodes die koning niks geantwoord nie. Dit moet verskriklik wees as God nie met jou wil praat nie. Dit moet verskriklik wees as God nie met jou wil praat nie. En die Bybel sê Herodes en die soldate wat nou hom begelei het Jesus met veragting behandel, sê die Bybel. En Herodes het nou gesê, ag nee wat,
hierdie man antwoord nie wat ek wil hoor nie, en hy doen nie allerhande wonderwerke nie, en alles wat ek van hom gehoor het, is blykbaar nou nie die waarheid nie. En hy het hom teruggestuur na Pilatus toe. En Pilatus wou so graag hom net vrylaat, want hy kon hom nie skuldig bevind aan enige van die aanklagte wat teen hom aangebring is nie. Maar die godsdienstige leiers, die Joodse leiers het geskree, kruisig hom, die volk het geskree, kruisig hom, maak hom dood. Nou julle moet onthou, kruisiging was in die Romeinse tyd 'n algemene ding gewees. Jesus was nie die enigste gekruisigde nie. Hulle reken in die Romeinse tyd was oor 2 miljoen mense gekruisig. Dit was 'n afskrikmiddel om gesag af te dwing en vrees in te boesem, dat niemand die wet sou oortree nie. En dit was 'n verskriklike dood gewees. Dis hoe hulle mag oor die wêreld uitgebreed. Die Romeinse ryk was 'n wrede ryk gewees, wat mense sommer so sou doodmaak. En hulle het hulle gewoonlik aan die openbaar gekruisig, dat almal kon sien hoe hierdie mense hulle self doodbloei, terwyl hulle aan die kruise hang. En Jesus het uiteindelik die dood van 'n gewone, algemene misdadiger gesterf, wat nie welkom in die samelewing was nie. En Pilatus gee toe oor aan hierdie onregverdige versoek, en ongeveer so 7 uur se kant het hy gesê, ek gee hom oor aan julle, hy kan gekruisig word. En die soldate het hom gevat, en het hom gegeesel, het hom geslaan, sy rug was oopgekloof gewees, en daarna het hom kaal uitgetrek. Julle, daai dingetjie vang my baie altyd as ek dit lees. Hy het hom kaal uitgetrek, hy het 'n persmantel later om hom gehang, en hy het hom gespot, 'n doringkroon, en ek wil hoor, julle moet hoor vanmôre, die doringkroon het hulle op sy kop gesit, want ek wil so 'n bietjie by die doringkroon stil staan vanmôre, en hy het hom met 'n stok op die kop geslaan, en alles gebeur hier tussen 7 en 8 uur se kant, en 8 uur, omtrent hierdie tyd, sou Jesus nou op die lydingsweg gewees het, waar hy die kruis gedra het. Baie mense reken net die dwarsbalk van die kruis sou hy gedra het. Maar hy dra sy kruis, en later word Simon van Sirene opgekommandeer en gesê, hierdie man is te swak, jy moet help dra, en hy het gehelp om die kruis te dra. En by die heuwel aangekom, Golgotha heuwel, 9 uur, amper nou, 0:30 van nou af, is 3 groot spykers in sy hande en sy voete geslaan teen daardie houtbalke. En Jesus het gesê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Saam met hom is ook 2 rowers gekruisig, 2 misdadigers, links en regs van hom. En daar was 'n bordjie, 'n opskrif bo die kruis gesit, wat in 3 tale geskryf was, in Hebreëus, Latyn en Grieks. Hebreëus was die godsdienstige taal, Latyn was die regstaal gewees, en Grieks was die wêreldtaal gewees. Interessant, die Ou Testament wat in Hebreëus geskryf was al lank, baie jare voor Christus, was dit al in Grieks vertaal gewees. Hulle noem dit die Septuaginta. Want baie van die Jode in daai tyd kon nie meer Hebreëus praat nie, omdat hulle so uitgewyk het. Dit was 'n diaspora gewees, al die wêreld vol gebly, en hulle het 'n Griekse Bybel nodig gehad. En dit is interessant dat Jesus, as jy die Nuwe Testament lees, baie meer uit die Septuagint aanhaal as uit die Hebreëse teks. Want hy het ook die Griekse teks gelees. En daardie bordjie staan daar bo Hebreëus, Latyn en Grieks staan daar geskrywe, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En die mense wat verbygeloop het, het hom gespot, die algemene mense, en gesê, jy wat die tempel in 3 dae sou opbou, red jouself as jy die seun van God is, en kom jy van die kruis af. En die priesterhoofde, wat van soveel beter moes gewees het hom ook gespot, saam met die familiehoofde, en al die godsdienstige leiers, tot die rowers, die laagste vlak van die samelewing, het hom bespot. Maar een man het tot inkeer gekom, en gesê, Here, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom, en dit moes net so voor plus minus 12 uur gebeur het, want tussen 9 en 12 het daar 'n diep duisternis oor die aarde gekom, en daardie man roep net uit, en hy sê, Here, dink aan my, en Jesus sê vir hom, ek verseker jou, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Baie interessant paradys, want in daardie tyd, so almal wat sterf, na die doderyk toe gaan. Die doderyk was in 2 dele gedeel, jy onthou Lukas 16, waar die ryk man gevra het, ek wil net 'n druppeltjie water op my tong hê. En toe het Abraham gesê, ons kan nie oor hierdie kloof kom nie, ons is in dieselfde plek, maar daar is 'n groot kloof tussen ons, en ek kan nie na jou toe kom nie. En daar was 'n plek van smart in die doderyk, maar daar was ook 'n plek van nie smarte gewees nie, 'n plek van afwagting. En ons lees dat mense in die Ou Testament na die doderyk toe gegaan het, maar Jesus sê vir hierdie man, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Die paradys is in die hemel. So ons gelowige
ons as gelowiges, ons familie, ons medekerkmense wat sterf, gaan nie meer na die doderyk toe, ons gaan na die paradys toe, wanneer ons sterf. So tussen 9 en 12, is daar die diep duisternis oor die aarde, die Bybel leer vir ons, die son het ophou skyn, dit was asof van daardie oomblikke, toe die sonde van die mensdom op Jesus geplaas is, al die siekte, al die vloeke op Jesus geplaas was, asof God net sy seun so bietjie toegemaak het, en gesê het, julle kan nie dit sien nie, julle kan nie hierdie vernedering meer sien nie, en Jesus het daar hard uitgeroep, teen 3 die middag het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Hy is verlaat, dat ek en jy nooit weer God verlate hoef te wees nie. En dan roep hy uit, dit is volbring aan die kruis. En dan roep hy ook, Vader, in die hande gee ek my gees. Hoor, dis interessant. Dis 'n aanhaling uit Psalm 31 vers 5. Joodse mammas sou hulle kindertjies van kleins af leer om hierdie gebed te bid. Psalm 31 vers 5. Here, in die hande gee ek my gees oor. En sy moeder Maria het hom hierdie gebed geleer. En aan die kruis roep hy die gebed uit. En mammas, julle doen 'n wonderlike ding as julle kind van jongs af leer bid. Maar dan kom 'n dag dat ons as groot mense dit gaan nodig hê om gebede te bid. En Jesus roep uit en hy blaas die laaste asem uit en die voorhangsel skeur, voorhangsel van omtrent 10 centimeter dik, skeur van bo tot onder, die aarde skud, rotse bars uitmekaar, die skrif sê rots het uitmekaar gebars, die skepping kom in beroering, want die skepper het die laaste asem uitgeblaas, en daar's 'n skudding wat op aarde plaasvind, en die Bybel sê vir ons grafte het oopgegaan, en baie gelowiges, Ou Testament gelowiges, het uit die grafte uitgegaan. Hulle het liggaamlik opgestaan, nie in verheerlikte liggame nie, maar liggame soos ons sinne, soos Lazarus uit die dood opgewek was. En hulle het aan baie ander verskyn. Hulle sou later weer sterwe. Hulle was vir 'n tyd lank was hulle opgewek en hulle het hom dalk 10 jaar, nog 20 jaar gelewe, maar hulle sou weer sterf. Maar hulle het nie verheerlikte liggame gekry nie, want Jesus se liggaam was nog nie verheerlik geweest. Hy het nog opgestaan uit die dood, né? Voordat Jesus se liggaam en Jesus se liggaam sou plus minus tot 6 uur die aand, net so voor 6 uur aan die kruis hang, want julle onthou mos die Joodse Sabbat begin op die Vrydag aand 6 uur. So hulle moes dit voor 6 uur afhaal. En 'n man met die naam van Josef van Arimatea het Jesus se liggaam gaan afhaal saam met Nikodemus, die skrifgeleerde. En nou kan julle daai prentjie indink, hoe hulle op die leer opklim en Jesus se hande so uit die spykers uittrek. Hulle gaan haal sy liggaam af. En hoe hulle die lewelose hande afhaal in die lewelose bene en die glasige oë, hoe hulle hom afhaal. En hulle die liggaam gaan afhaal. En hulle het geurende speserye voorberei en die liggaam behandel en in 'n rotsgraf geplaas, want in daai dae was mense nie begrawe soos ons in die grond nie. Hulle was in sulke uitkapsels uit rotse, was hulle liggame ingesit. Die armer mense wat dit nie kon bekostig nie, was buite die stad Jerusalem verbrand. Daar die vuur altyd opgegaan, die liggame was op daai plek gegooi en die liggame was daar verbrand gewees. Jesus sou 3 dae in die graf wees. Hy het gesê in Matteus 12 vers 40, soos Jona 3 dae in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens ook 3 dae in die graf wees. En Jesus sou 3 dae daar wees. En as jy nou mooi tel, Jesus was nie die volle Vrydag dood gewees, hy was dalk 'n uur of so dood gewees op die Vrydag. Hy was die volle Saterdag dood gewees en hy het vroeg die Sondagmôre opgestaan, 'n gedeelte van die Sondag. Nou julle moet onthou in die Ou Testamentiese berekening van tyd, 'n gedeelte verteenwoordig die volle getal. Dit beteken dat Jesus was volgens die Ou Testamentiese berekening van tyd 3 volle dae dood, want 'n uur verteenwoordig die hele tyd, 'n volle dag. En ons sien dat toe Jesus opgestaan het uit die dood, sê Efesiërs 4 vers 8, dat ons nou Sondag vier, het hy kruisgevangenes saamgeneem. Al die mense van die doderyk het hy gaan haal en het hulle opgevat na die hemel toe, en hulle gees is nou daar in afwagting vir die wederkoms, wanneer ons weer almal met mekaar versoen sal word. Maar ek wil vandag met jou gesels oor die treffende boodskap wat in die doringkroon opgesluit is. In Matteus 27 vers 29 staan daar, hierdie soldate het 'n doringkroon gevleg en het op Jesus se kop gesit, 'n doringkroon. En dit simboliseer iets. Julle moet onthou, die inspireerder van die skrif, die outeur van die skrif, die Heilige Gees,
wanneer hy iets in die skrif inbring, wil hy ons moet daarop let. Hy wil hê ons moet hoor, dat daar was suurwyn aan Jesus aangebied. Hy wil hê ons moet hoor, dat sy kleed, hy het 'n purperkleed gehad. Die skrif wil pertinent op sekere goeders soveel klem lê, en die Heilige Gees wil hê, ons moet fokus op sekere verskriklike belangrike dinge in die skrif. En een ding waarop hy ons aandag wil vestig, wat Jesus gedoen het in hierdie tyd, wat hy gekruisig is en gelei het, is dat hy 'n doringkroon gedra het, dat hierdie soldate 'n doringkroon op hom afgeforceer het. Nou, doring symboliseer ietsie. Ons lees dat dorings is as gevolg van die sondeval. Julle onthou mos toe die mens gesondig het daar dorings van die aarde af opgegroei. En dorings is 'n teken van die vloek van God. En dorings praat van die tekens en die nagevolge van sonde. En hierdie doringkroon wat op Jesus gedruk word, symboliseer ietsie. Dis die vloek van God wat oor die aarde uitgespreek is, wat die seun van God nou dra. Die vloek, die veroordeling, die straf, die slegte, is wat Jesus op daardie oomblik dra. En die slegste wat 'n mens kan tref, is dat ons verwydering met God beleef, en ons leef hierdie doringlewe, hierdie lewe onder die vloek, 'n mens wat weg van God af lewe, en Jesus dra dit, dat ons weer met God versoen kan word, dat ons nie 'n doringlewe hoef te lewe, om hierdie afstand met ons Skepper te beleef nie. En weet julle wat versinnebeeld hierdie dorings nog? Ons lees in Genesis 6, toe die mens gesondig het, in die tyd van Noag, staan daar, dat daar smart in God se hart was, oor die mens wat hy gemaak het. En die feit dat die skepsel, die Skepper wegdruk, het pyn in die hart van God veroorsaak. Dit is asof dorings in God se hart ingedruk was, omdat die skepsel vir die Skepper sê, ons wil niks met u te maak hê nie. En dit het pyn in die hart van God veroorsaak. En want God se eer is aangetas. En aan die kruis dra Jesus hierdie doringkroon, hierdie vloek, dat ons nie meer vervloek hoef te wees nie. Dat ons met ons Skepper, dat ons in sy hart dorings ingedruk het. En hy ons eintlik moet verwerp, omdat ons sy eer aangetas het. Maar dat daar nou vergifnis is, van die doringkroon versinnebeeld, dat ons nie meer onder die vloek in hierdie doringlewe hoef te leef nie, en dat ons verhouding met God nou versoen kan word. Ons wat die dorings in sy hart ingedruk het. En dat daardie pyn wat ons veroorsaak het, dat die Here ons eintlik moet verwerp, maar dat hy ons aanvaar deur die bloedoffer van sy seun, hierdie versoeningsoffer van sy seun. En dit is so kosbaar, dat die Here ons uit hierdie doringlewe kan haal, weg uit 'n verhouding met God. Luister, dis 'n doringlewe, om weg van God af te leef, jou Skepper. Dis 'n doringlewe om die Here nie te ken nie, om God nie as jou Vader te ken nie, om Jesus Christus nie as jou verlosser te ken nie. Dis 'n doringlewe, dis 'n slegte lewe om te lewe. Julle weet, maar hy is in ons plek sonde gemaak, sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy is in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met hom, deur ons geloofseenheid met hom vrygespreek kan word. Julle weet, dis 'n wonderlike ding om vrygespreek te word. Ons almal het ons sonde storie, is dit nie so nie? Ek het my sonde storie en jy het jou sonde storie. Ons ken hierdie doringlewe om 'n slaaf van sonde te wees. Ons ken hierdie goeters. Ons ken in die Here kom in Christus Jesus, en wanneer ons hom in geloof aanneem as ons saligmaker en Here, dan sê die Bybel, word ons skoon gewas, ons word vrygespreek, ons word vergewe, en ons word 100% vrygespreek. En ek wil so graag die simbool gebruik van 'n leer, wanneer ons nou 'n leer sal opsit tot daar by die dak, en hy het 'n klomp sporte, sê wel 20 sporte of trappies wat jy moet opklim, en ek ontvang hierdie vergifnis deur die bloed van Christus. Ek ontvang die regverdiging wat in Christus is, deur die geloof. Dan word ek onmiddellik tot op die boonste sport verhef, en ek word geregtig soos Christus geregtig is.
En dit is te groot vir ons verstand om te verstaan. Net so geregtig as wat Christus is, so geregtig is ek dan. En ek is op daai boonste sport. Maar in my praktiese uitlewing as kind van God, begin ek nie dadelik as 'n volwasse Christen, iemand wat alles al afgelê het en alles in plek het nie. Ek begin op die onderste trappie en ek begin groei. Die Bybel praat van 'n baba Christen en 'n kind Christen en 'n tiener Christen, en so praat die Bybel van verskillende fases, van 'n volwasse Christen en 'n papa Christen. Ons groei. Maar nou is ek op hierdie onderste sport in my praktiese belewenis van my Christenskap, en ek begin opklim op hierdie sporte, en ek groei, maar Jesus is die leer. As ek op hom is ek 100% geregtig. Julle sien, en ek klim op hierdie leer, maar wat gebeur nou as dit sleg met my gaan? En ek het 'n slegte week, en ek het 'n slegte maand, en die duiwel kry my beet, en ou herhalende sondes kom weer terug. Val ek dadelik van die leer af? Nee, ek gee dalk 'n paar sporte terug. En ek veragter. Die Bybel praat ek veragter in die genade. En ek veragter, maar julle weet die probleem is, hoe meer ek veragter, ek kan later my voet op die grond sit. En dis wat met baie mense al gebeur het, dat hulle voet op die grond begin sit, omdat hulle veragter het. Maar ek sê altyd vir mense, as jy 3 sporte teruggeval het, klim net weer op. Jy's geregtig in Christus. Ons kan nie ons geregtigheid in hom verdien nie. Ons is 100% in hom geregverdig. Maar ek moenie veragter in my verhouding met hom nie. Ek moenie terugtreë nie, want hoe nader ek terugtreë, hoe nader kom ek na die grond toe. En ek moet daai leer nie los nie. Moenie soos Demas word wat die teenwoordige wêreld lief gekry het. Ek moenie word soos mense daarin, wat ons lees in Timoteus, wat staan, hulle geloof het skibreek gelei nie. Ek moet op hierdie leer bly, ek moet sê, Jesus, ek gryp hier vas met my hele lewe. Ek gaan nie terug na my doringlewe toe nie. U het my vergewe. Ek wil nie meer afstand tussen my en u hê nie. Ek is 'n vergeefde mens. Ek het hierdie voorreg om nou nie meer in 'n doringlewe te lewe nie, maar in 'n verhouding met God te lewe deur Jesus Christus, ons se Here. En wat 'n voorreg is dit nie? 100% geregverdig. Ek weet nie van jou of jy ooit 100% geregverdig voel nie. Baie keer moet jy net sê, Here, ek ontvang dit in geloof. Dankie. Halleluja. Ek ontvang dit in geloof. Is dit nie waar nie? En is die Here nie wonderlik dat hy daai wonderlike geskenk van volkomme regverdiging vir ons in Jesus Christus gee nie, maar ons moet op hierdie leer bly. En ek moenie sportjies teruggee nie. Die Bybel sê ons moet toeneem en groei in hierdie genade van God in ons lewe. 'n doringlewe is 'n slegte lewe. En deur Jesus Christus word ons nuut gemaak. Die Heilige Gees kom werk in ons harte. Goeie Vrydag is 'n goeie boodskap. My sonde kan vergewe word. Ek kan nuut gemaak word. Die ou mens kan doodgemaak word, dan kan 'n nuwe mens opstaan. 'n doringlewe is 'n slegte lewe. Om nie aan die Here se wil te voldoen nie, om nie te gehoorsaam nie. Dis 'n slegte plek. En daarom sê die Bybel vir ons in Spreuke 22 vers 5, daar is dorings en strikke op die pad van die onregverdige. Dorings en strikke. En dis die pad, ons sien dit so baie. Julle sien dit. Mense wat nie die pad van die Here loop nie. Dis maar 'n pad van dorings en strikke. Maar wanneer ons die Here se pad loop, Jesus het die doringkroon vir ons gedra om te sê, jy hoef nie die doringpad te loop nie. Daar's 'n ander pad om te loop. Maar die doringkroon het 'n wonderlike boodskap ook vir ons, en dit is dat die lewe maak my partykeer stikkend. En ek weet nie van jou of jy al stikkend gemaak was nie, deur mense en omstandighede en teleurstellings, die dinge wat in jou lewe gebeur het nie. En jy is stikkend gemaak deur die dorings van hierdie lewe. En dan kom Jesus deur die Heilige Gees. En hy sê, ek het die doringkroon gedra, dat jy nie meer stikkend hoef te wees nie. En baie keer is dit emosionele stikkend, baie keer is dit verhoudingsstikkend, dis net stikkend. En daar's dorings in ons lewe. Die Here sê, ek het dit gedra, ek kan jou heel maak, kom na my toe, kom kniel net voor my, kom praat jou hart met my uit, en ek sal by jou stil staan, ek sal my hande op jou sit, ek sal jou aanraak. Niks maak gesond soos die aanraking van Jesus Christus. Nie kan ons halleluja daaroor sê, hy maak ons heel. Maar weet julle, iets wat ek in my lewe ervaar het van die doringkroon is dat hy verander my wat 'n doringboom is, wat seer maak en wat ander mense te nakom, wat skerp met jou tong is, wat afbreek en ongeduldig is. Hy verander my van 'n doringmens na iemand wat die liefde van God uitlewe. In die doringkroon sê ek hoef nie meer daai las te dra en onder daai juk gebuk gaan om almal om my seer te maak en ongeduldig te wees en seer te maak nie. Maar hy kom na my toe dat ek 'n seën kan wees. Ek is nie meer 'n mens wat met hierdie skerp in my lewe, wat onverdraagsaam is, wat pyn veroorsaak nie. Ek word nie meer geoorheers en geregeer deur 'n doringhouding en 'n gesindheid en 'n lewenstyl nie. Nee, ek
word verander. En daarom lees ons so mooi, dat die Bybel leer vir ons in Jesegiel 36 vers 26, die Here sê, ek sal die kliphart uit julle kom haal, ek sal vir julle 'n sagte hart gee. Jy verander. Julle weet, as daar een ding is van as jy 'n ouer pastoor word, dan sien jy hoe mense verander, wanneer hulle by Jesus uitkom. Jy sien nie die Here doringbome verander, doringbosse verander, en mense wat 'n verskil begin maak. Skielik is jy anders. Jesus het die doringkroon gedra, dat ek nie meer ander hoef seer te maak, en met 'n harde gesindheid hoef te leef nie, maar iets in my lewe verander. Beteken nie ek word 'n sissie nie, beteken nie ek kan in my man staan nie, beteken nie ek kan my sessie nie, beteken nie ek kan ook 'n streep in die sand trek nie. Dit beteken net ek doen dit met 'n sagte hart. Ek staan nog steeds vir wat reg is. Maar julle weet die Jesus wat die doringkroon gedra het, weet julle wat sê die Bybel doen hy nou in die hemel? In Openbaring 14 vers 14. Daar staan hy het 'n goue kroon op sy kop. Kan ons haleluja sê? Hy het nou die goue kroon op sy kop. Hy dra nie meer die doringkroon nie. En dan lees ons in Openbaring 19 vers 11, daar was baie heerserskrone op sy kop. Toe Johannes die Openbaring kry en Jesus het baie heerserskrone op sy kop. Wat beteken is hy alomvattende heerskappy. Hy is koning van alles. Hy heers vir ewig. En omdat Jesus die doringkroon gedra het en hy is verheerlik en hy dra vandag die kroon van heerskappy. Hy dra nie meer 'n doringkroon nie. Hy dra die kroon van heerskappy. Lees ons in Psalm 103 vers 4 wat sê, hy kroon my vandag met liefde en ontferming. Psalm 8 vers 6 sê, maar U het hom met eer en heerlikheid gekroon. En vanweë die kruisdood van Jesus, die bloed wat hy gestort het, sy stikkende liggaam, simboliseer die doringkroon iets vir ons vandag. En dit is dat God my en jou wil kroon. Ons het dalk ons kroon verloor, want dit is wat die doringkroon gesimboliseer het aan die kruis. Jesus se doringkroon was nie net 'n doringkroon, dit het gesê die mensdom het sy kroon verloor. En hy dra 'n doringkroon, 'n kroon van smart, 'n kroon van vernedering. En in Jesus Christus word die kroon van vernedering en van verloor en van die vloek van ons kop afgehaal, en Jesus kom kroon ons met liefde en ontferming, met eer en heerlikheid. Julle weet, baie mense beleef die volgende wat Klaagliedere 5 vers 15 sê, die vreugde van ons hart het opgehou, ons koordans het in treurigheid verander. Dan sê vers 16, die kroon het van ons hoof geval, wee ons dat ons gesondig het. En so leef baie mense kroonloos. En Jesus het die doringkroon gedra, dat ek en jy weer die kroon kan dra om 'n kind van God te wees. Die kroon kan dra as die beeld van God. Die kroon kan dra van heerskappy oor sonde, oor die duiwel en oor die wêreld. 'n Kroon kan dra. En dat ons nie slawe is nie, maar dat ons heersers is. En dan doen ons, saam met die ouderlinge, lees ons daarvan in Openbaring 4 vers 9, daar staan in, wanneer 'n aanbidding in die hemel is, het hulle die krone gevat en dit voor die voete van die Here neergesit. Het hulle krone neergelê voor die troon en gesê, Here ons God, U is waardig om eerlikheid en eer en mag te ontvang. En julle, dis wat ons doen. Die Here kom kroon ons. Hy kom kroon ons met 'n nuwe lewe. Hy kom kroon ons, hy kom tel ons op, dat ons nie meer slawe is nie, maar dat ons koningskinders is. Halleluja. Hy het die doringkroon gedra, wat simboliseer die vloek van verwydering, die doringlewe, die feit dat ek 'n doringmens kan wees, dat ek stikkend gemaak is deur die dorings van hierdie lewe, en ek kan heel gemaak word. En hy dra nou die kroon. Hy is verheerlik. En hy kroon my nou met sy goedertierenheid, hy kroon my met ontferming, hy kroon my met eer en met heerlikheid. En by hierdie goeie Vrydag herdenk ons daai dag dat hy aan 'n ouriwe kruis vasgenaal was. 'n Doringkroon op sy kop. Hy het die vloek vir ons gedra, dat ons die geseëndes van God kan wees. Vrygespreek, halleluja, 100% geregtig, 100%. Ek is dalk nog net op sportjie nommer 3, daar is nog 'n klomp sporte oor, maar in hom ontvang ek volkome geregtigheid. Ek so pad. Is nog nie daar nie, en die dag as ek sterf, gaan ek nie eens bo wees nie, want ek word bevind met 'n geregtigheid wat nie uit my is nie, maar wat in Christus is. Halleluja. Dien ons nie 'n wonderlike verlosser nie, julle. 'n Kosbare Jesus. En hy wil vandag by jou kom stil staan, op hierdie goeie Vrydag. Hy leef. En wanneer ek en jy vandag hierdie broodjie gaan vat, en hierdie
simbool van die druiwesap gaan gebruik, dan gaan ons terugdink aan daai dag, ons gaan herbeleef. Waar hy daar hang en sê, dit is volbring, dit is vir jou, ek het dit vir jou gedoen. Ons sien die doringkroon, ek hoef nie meer 'n doringlewe te leef nie. Ek hoef nie meer stikkend te leef vanweë die dorings van die lewe nie. Ek hoef nie meer verneerderde lewe te leef nie. Hy kom vandag by hierdie nagmaal geleentheid. Die gekruisigde en opgestane Jesus. En hy kom skuif so 'n bietjie weer jou kroon reg vanmôre. Hy sê kom. Skuif net 'n bietjie jou kroon weer so 'n bietjie reg vandag. En sê ek het dit vir jou gedoen. Jy hoef nie 'n vernederde lae lewe te lewe nie. Ek het gekom om jou met eer en heerlikheid te kroon. Ek het die kroon, die doringkroon vir jou gedra, sodat jy gekroon kan word as 'n koningskind. Halleluja. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.